Goeiemôre Lewende Woord Huishoudien en almal wat vandag saam luister na hierdie gedagte vir die week. 2020 is verby en 2021 het skielik begin met verskillende nuwe uitdagings en onsekerhede, maar ook met soveel seëninge en redes om dankbaar te wees. Ek wil graag vandag met julle boodskap deel wat ek getitel het: Die waarde van 'n ewigheidsperspektief. Nou wanneer ons hoor van die stygings in COVID gevalle en dit regtig naby aan ons eie huise begin kom, dan kan ons nie anders as om anders oor ons lewens en ook lewe na die dood, die hiernamaals te begin dink nie. Waarheen is ons op pad? Jy sien, jong mense en ou mense besef dat ons almal op die ou ende net vlees en bloed is en dat ons op hierdie aarde geen absolute vrywaring teen siekte het nie. Ek glo hierdie besef is in baie opsigte iets baie positief en dat die Here dit ten goeie wil gebruik om mense na hom toe te laat draai en sy kinders, my en jou, geloof te versterk en ons te laat besef, deur Jesus is die dood oorwin en is daar lewe na die dood. Ek glo dit is iets wonderlik wanneer meer mense vrae begin vra soos, wat glo ek regtig? Glo ek dat die Here is wie sy woord sê hy is? Sal ek hom aanhou vertrou al lyk dinge donker en onseker? Glo ek dat hy elke dag van my lewe in sy dagboek opgeskryf het? Weet ek waarin ek gaan wanneer ek my laaste asem uitblaas? Leef ek in gereedheid om Jesus te ontmoet? En terwyl ek op hierdie aarde is, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Laaste tyd ervaar ek dat die Here so duidelik met my praat oor 'n nuwe perspektief wat hy vir sy kinders wil gee. Ek glo as Westerse kerk het ons tot 'n mate meer gesteld geraak op die nou, die teenswoordige, as op die ewigheid. Ons fokus in 'n groot mate op ons aardse behoeftes, ons besittings, ons gemak. En dis waar dat baie mense geloof eintlik louwarm geraak het. Maar ek glo die Here is besig om sy kerk op te roep tot 'n nuwe fokus. 'n Fokus op hemelse dinge, waar die Here se begeertes, sy woord, sy wil vir ons belangriker raak as ons eie begeertes, as ons eie wil en ons eie gemak. Nou dis nou waar ons sê eina of amen. Ek wil graag met julle net 'n kort gedeelte deel in 1 Korintiërs 7 vers 9 tot 31 waar Paulus sê, ek bedoel dit broers. Jy sien, hy benadruk dit. Hy sê die tyd is min. Van nou af moet die wat getroud is, leef asof hulle nie getroud is nie. En die wat bedroef is, asof hulle nie bedroef is nie. En die wat bly is, asof hulle nie bly is nie. Die wat iets aankoop, asof hulle dit nie besit nie. Ja, die wat met die dinge van die wêreld te doen het, moet leef asof hulle daar niks aan het nie. Want hierdie wêreld, soos ons hom nou ken, is aan die verbygaan. Jy sien wat Paulus 2000 jaar gelede al probeer sê het, en wat nou nog meer waar is as toe, is dat tyd van wesenlike belang is, omdat daar nie baie tyd oor is totdat Jesus weer kom nie. Hy sê nie dat ons huwelik of ons verhoudings moet afskeep of nie daarin moet aandag gee nie. Hy sê ook nie dat ons nie mag treur of niks in die lewe mag geniet nie. Wat hy wel beklemtoon is dat ons nie te veel moet konsentreer of te veel waarde moet heg aan die dinge wat ons op hierdie aarde besit of ervaar nie, omdat dit alles van verbygaande aard is. Hy sê ook dat ons nie ons lewens onnodiglik moet kompliseer nie, met ander woorde moet dit ingewikkeld maak nie, want daar is nie tyd om te mors nie. Nie ek of jy weet presies wanneer Jesus kom nie, maar dit maak nie saak nie, want wat saak maak is dat ons meer waarde aan ons verhouding met die Vader, deur Jesus, deur sy Heilige Gees in ons leef, sal begin heg as aan enige aardse dinge, want dit is al wat sal bly staan. Jy sien wat saak maak is dat ons skatte in die hemel mekaar maak, dat ons die dinge doen wat vir die Here belangrik is, dat ons hom vertrou en dat ons mekaar liefhet, dat ons ou dinge van die verlede laat staan, mense vergewe wat ons seer gemaak het en in vrede met mekaar leef. Ek wil graag afsluit deur vir elkeen wat luister net vanoggend te bid. As hierdie boodskap vandag met jou gepraat het, ontvang dit net. Dankie Vader dat ek vandag kan bid vir elkeen in ons gemeente en elkeen wat na hierdie boodskap luister. Ons wil vandag kom intree vir elke persoon wat 'n aanraking van U nodig het, of dit fisiese genesing of vertroosting is, of dalk net 'n bewustheid dat U by hulle is. Here, ons bid dat U ons geliefdes, ons land seën, beskerm en genees, en dat ons dieper in verhouding met Jesus sal groei. Here, dat ons kan fokus op die dinge wat vir U saak maak. Vader, ons bid vir elkeen wat U nie ken nie. Here, dat U ons sal help om in liefde na mense uit te reik. Here, gee asseblief vir ons 'n werklike ewigheidsperspektief, sodat ons saam met Paulus sal kan sê, om te lewe is my Christus en om te sterwe is vir my wins. Dankie Vader,
dat u gedagtes aangaande ons nog steeds elke dag goeie gedagtes is. Ons eer u in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Mag jy so 'n geseënde dag hê. Weet dat ons vir jou bid. Weet dat ons vir elkeen van ons gemeente intree op 'n daaglikse basis, dat jy vir ons kosbaar is. Die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus en die konstante fellowship van die Heilige Gees is jou deel. Amen.